Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Lekker is 'n voorreg om so saam met jou te wees. En as jy nie opgewonde saam met my oor die journey wat die Here met ons besig is nie. Die laaste 5-6 maande is dit net asof daar's net hierdie uitvloeisel van God se revelations, openbarings na ons toe. Van wie ons is in Christus, nê? Wie ons nuwe identiteit as volgelinge van Jesus, vol met sy gees, sy krag, sy lewe. En ons sien net wonderwerke. Oral. Ons sien net meer dopelinge, meer vervullings met die gees, meer bekerings, meer genesings. Dis net lekker. So ek hoop jy saam met ons in dit. Ons praat oor die krag en die blydskap van die lewe wat Christus, God vir ons gee. Wanneer ons eerlik aangeskakel is. Nie net ingeskakel nie, maar aangeskakel is, laat die krag deur ons vloei. Vandag wil ek met jou praat oor daai woordjie krag. Handelinge 1 vers 8 sê, maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, onthou nou mooi, né? Hierdie is deel van die pad wat die disippels gestap het. Die pad was, hulle het Jesus gesien leef, hulle het Jesus gesien sterf, hulle het hom sien opstaan, hulle het 40 dae lering by hom gekry, en dan by sy hemelvaart sê hy hierdie woorde vir hulle. Wanneer die Heilige Gees oor julle kom, wat jy moet soek, wat jy moet begeer in jou lewe, wat jy moet toelaat, sal julle krag ontvang. En oral mense eerstehands van my vertel, in Jerusalem, oor die hele Judea, Samaria, en tot aan die uithoeke van die wêreld. 'n merkwaardige versie. Julle sal krag ontvang om mense eerstehands, persoonlik, intiem, van my te vertel. Daai woordjie krag, dynamos, is wat die Griekse woordjie daar gebruik. En daai dynamos het twee koppelings. Die twee koppelings is een dynamiet, wat 'n ontploffing veroorsaak, wat 'n explosion, steek 'n bietjie aan die brand, klein vuurtjie, en die klein vuurtjie word 'n groot ontploffing. En dynamos wat die opwekkingskrag beteken. Ek dink ons almal het al, jy weet, water wat dynamo krag veroorsaak, jou klein motortjie wat klein begin en hoe meer hy draai, hoe meer krag sit hy uit. Nou, dit sê iets van die krag wat Jesus, die Heilige Gees, sy liefde in jou en my lewe moet loslaat. Hier is my vraag. Hoekom is Christene wat pas tot bekering kom, so passievol, so energiek, hulle wil die hele wêreld bekeer, en Christene wat al 10, 20, 30, 50 jaar Christene is so droopy, is so sad, is so wetties, is so boring, ek raak carried away, sorry, maar hoekom? Want die dynamo krag is veronderstel om wat te doen? Nie die teenoorgestelde. Pasgebore, wedergebore Christene moet vol energie wees en passievol, maar nie altyd te slim nie, nog 'n paar lessies te leer. En hoe langer jy 'n Christen word, come on mens, hoe meer energie moet jy hê. Hoe langer jy 'n Christen is, hoe meer lewe, hoe meer joy, hoe meer aansteeklik, hoe meer getuienis, hoe meer siele om jou wat tot bekering kom, want jy kan eerstehands vertel. Nou, kom ons stop hier, ek moet bid, ek moet afsluit. Mens, het jy eerstehandse krag? Het jy dynamo-krag? Het jy dynamietkrag? Of het jou krag afgetam? En geword. Kom ons wees eerlik. As jou krag minder is, sê Here, ek wil terugkom. Ek wil terugkom met my hele hart. Ek wil terugkom my hart skeer, my kop godsdienst klaar kry. Ek wil terugkom met my hele hart om vol krag te leef. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek bid vir elke persoon nou wat sê vol lewe, vol krag. Here, ek's jammer. Andries, is jammer. Ek's 40 jaar, 50 jaar volg ek U, Here. En party gang dag my krag af. Party keer is ek meer depressief en morbid en neerslagtig as ooit van tevore in my lewe. Ek's jammer, Here. Ek wil terugkom in die dynamo krag van die lewe van Jesus en die Heilige Gees. My geestelikheid, my Jesus verhouding moet meer aansteeklik wees as ooit van tevore. En is net moontlik. As ek my hart breek, skeer, en sê, kom Jesus, kom Heilige Gees, kom.
Vandag wil ek aansteeklik leef. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.